Ja, goeiemôre, groet julle vandag in die wonderlike naam van Jesus op hierdie awesome Sondagoggend. En dit is 'n absolute blessing om vir my om saam met julle te deel uit God se woord uit en saam in julle huis te kuier. En dit is 'n voorreg vir my en ek sê dankie daarvoor. Dankie dat julle tyd maak om by God uit te kom. Dankie dat julle tyd maak om God deel te maak van julle lewens. Dankie dat julle tyd opoffer om te gaan ondersoek insit, om te sien wat wil God met jou doen op 'n doodgewone dag, net waar jy is. Wat wil God met jou doen en wat wil God hê jy moet doen om ander mense te seën? En die storie wat ek vanoggend en hierdie week gelees het, en kom uit Handelinge 3 en 4. Handelinge 3 is net na die groot uitstorting van die Heilige Gees. En ons as 'n kerk is opgewonde oor die dag Hemelvaart en aan die dag Pinkster. Maar dit het al reeds gebeur. Die uitstorting van die Heilige Gees het al reeds gebeur. Die Heilige Gees is al reeds beskikbaar vir jou en vir my. En tog lyk die kerk nog steeds nie soos die kerk van Handelinge nie. En ek lees vanoggend die storie hierso in Handelinge 3. Sê en Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die 9de uur. Waarmee was hulle besig? Doodgewone dinge. Hulle moes gaan werk, hulle het uitgegaan, hulle het na huise toe gegaan, hulle het gaan huisbesoek doen en kerk gedoen maar hierso is dit so belangrik vir my en vir jou, want is doodgewone tye, wanneer God my en jou gaan roep om buitengewone dinge te gaan doen. En dit is daar waar ons die mense na Jesus toe gaan lei. En ons lees verder hierso en sê, en daar is 'n seker man wat aangedra van sy geboorte af krepeel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. So elke dag, Petrus en Johannes het van hulle geweet. Elke dag het hulle verby hom geloop seker. Elke dag, maar op hierdie dag, hierdie spesifieke dag, op hierdie tyd, het die Here met Petrus en Johannes gespreek en gesê, maak 'n verskil in daai man se lewe. En hy sê, toe hy sien dat Petrus en Johannes in die tempel wou binnegaan, het hy om 'n almoes gevra. Sê mos vir hulle, hey, gee vir my ietsie. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk, en ek love daai woord, want hy kyk hom reguit, want die Here het jou aangespreek, en dan ewe skielik is dit asof iets oorneem. En dan kom God hierso en hy sê vir hulle, hey, doen iets, wys vir hulle, dat dit wat die Here vir jou het, is soveel kosbaarder, as dit wat ons vir mense kan gee uit ons eie uit. Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en sê, kyk na ons. Kyk hoe lyk ons. Ons is doodgewone mense. Ons is net doodgewone mense. Ons kom kerk toe. Ons het hiernatoe gekom om te kom bid. En nou vra jy vir my iets. Ek kan niks vir jou gee nie. En hy sê vir die Petrus en hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, die Nazareëner, staan op en loop. Toe gryp hy hom aan die regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword, en hy het opgespring en gestaan en rondgehardloop en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop, spring en God geprys. Sien wat gebeur deesdae in ons kerke, of daar waar ons is, mense bel jou en sê, hy, die pastoor moet kom bid vir my, of hy, sal jy asseblief daai en daai vir my doen. En dan kom ons daar en ons bid en ons smeek die Here en ons smeek en ons smeek, en ek sê daar is sekere tyd vir dit. Maar daar is ook 'n tyd wanneer die Here vir jou sê, jy is klaar my kind, jy is klaar gevul met die Heilige Gees, gebruik die krag wat ek aan jou toevertrou het,
en maak 'n verskil. Spreek dinge aan. Spreek lewe met jou mond. Spreek lewe. Spreek daai siektes aan. Wat het hy gesê? Asseblief, Here, asseblief sal jy hom nie genees nie, en waar, so gaan aan. Nee, hy het hom reguit aangekyk en gesê, in die naam van Jesus Christus, staan op. Word gesond. Ontvang die genesing wat Jesus al reeds vir jou gegee het, 2000 jaar terug. Ontvang vandag daai genesing. Sien, hierso was dit nog vars in hulle geheue. Hulle het geweet wat se genesing Jesaja van gepraat het. Hulle het geweet, want hulle het dit self gesien, self ervaar, self die invulling van die Heilige Gees ervaar in hulle lewens. Hulle het besef wat se krag is in hulle. En dit is my gebed vir my en vir jou vandag, dat ons sal besef wat se krag het ons in ons. Beskikbaar vir ons. Sien, hulle was besig met doodgewone dinge. Elke dag het hulle daai persoon by die tempelpoort neergaan sit. Elke dag het hierdie disippels tempel toe gegaan in daai tyd, in daai spesifieke tyd, sodat hulle wat? Sodat hulle geleer, sodat hulle sou leer by mekaar, sodat hulle as 'n gemeente by mekaar gekom het, sodat hulle versterk sal word deur God se woord, ja. Maar dan lees ons verder hierso, en ons dink, dit is vir my so interessant hierso, weer eens, besef ons dat God gebruik doodgewone mense soos ek en jy, om 'n groot verskil te gaan maak in die wêreld. Hoekom? Want hulle kyk vir my, ja, want hulle sien Christus in jou. En dan sê hulle nie, kyk, ouens, kom staan bietjie nader, en kom kyk na wat ek nou gaan doen hierso, nee. Hulle sê, kyk, staan op in die naam van Jesus. En daai man het genesing ontvang, en hy het dadelik opgestaan, en hy het gesing en geprys, en hy het die Here geprys. En dit was nie 'n maklike pad van daar af nie, nee. Want as ons lees daar in Handelinge 4, en terwyl hulle besig was met die volk te spreek, nou is hulle in die tempel, en hulle spreek die volk aan. Nou ewe skielik is daar warwoel, want dinge gebeur wat buitengewoon is, buite die normale natuur van 'n kerkdiens. Sien, ons is gewoond om in te gaan kerk toe, en ons sing 'n paar liedjies, en die ou wat daarvoor is, hy preek 'n paar sinnetjies, en hy voeg bietjie van sy eie by, en dan sluit ons af, en 'n paar mense kom vorentoe, en ons bid vir hulle, en that's it. Maar hier gebeur iets buitengewoon. Nou is almal mal besig, want nou moet ons die hoëpriester gaan roep, nou moet ons almal gaan roep om te gaan kom kyk en die mense aan te spreek, want jy het ons normale dienste heeltemal onderstebo geskit. Hoe durf jy dit doen? En dis wat hier gebeur. Hulle was besig met die volk te spreek. Hoekom? Want die volk het gesien, hier staan 'n man wat genees is. En hier kom hy by hulle aan en hy's genees, en hulle sê, hoe het julle dit gedoen? En ons sê, maar dit was net Jesus. Dit was Jesus. Onthou daai Jesus wat julle nou net gekruisig het, hy het opgestaan, hy is lewendig, hy het ons gevul met sy Heilige Gees. En hulle sê, en hy is besig om die volk te aanspreek, en het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom. Hoe gereeld gebeur dit, nee? Jy wil toelaat dat die Heilige Gees deur jou werk in jou kerkplek, in jou bidhuur. En dan spreek hulle, dan sit hulle jou voor die hoofpriester of die hoofman of die Sadduseër of die ou wat ken en sê, hy asseblief antwoord. Hoekom? Want ons is gewoond aan dit so doen, en jy kom in en jy skud alles rond en jy maak mense gesond en jy leer hulle Jesus en nie jou eie opinie nie. Jy leer hulle Jesus en nie dat wat ons as 'n doktrine vir jou geleer het nie. Hoekom? Want jy's aan die brand vir Jesus. Jy's aan die gang vir Jesus. Jy wil sien dat Jesus is 'n buitengewone God. Hy's God alleen. En jy wil hê hy moet deur jou en my werk. En nou kom die hoofman daar, en hy spreek hulle aan, en hy sê, baie ontevrede, dat hulle die volk leer, en Jesus die opstanding uit die dode verkondig. Hoeveel kerke vandag
wil 'n afgewaterde doktrine aan die mense leer, want dan het ek beheer oor hulle. Dan weet ek as ek vir hulle die dinge sê wat hulle wil hoor, dan gaan hulle aanhou om my tiendes vir my te gee, en hulle gaan aanhou om sekere dinge te doen soos ek wil hê hulle moet dit doen. En ek meen ons kerke wat hierdie paastyd, hulle het nie eens, hulle het daai sekere woorde uit hulle 'n woordeskat uitgehaal. Mega churches, groot kerke, wat hierdie paastyd nou, want hulle wil dit meer wat toeganklik maak vir die mense daar buite. Dan haal hulle die bloed van Jesus uit hulle doktrine uit. Dan haal hulle genesing uit hulle doktrine uit. Dan haal hulle die kruisiging en die opstanding uit hulle doktrine uit, om die kerk meer toeganklik te maak vir die mense daar buite. Is dit nie so cute nie? Maar dit is ongoddelik, dit is onbybels, en dit is presies wat hier gebeur het in destyds. Nou kom hulle daar en hulle word voor die kerkraad beskuldig. Maar kyk hoe awesome is dit hier so as ons verder lees en hulle sê, hy is die steen, en hulle verduidelik vir hulle, hey, dit was nie ons nie. Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. As ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel dat deur die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Wil jy vandag as metgesel van Jesus herken word? Eenvoudige mense wat hulle self oorgegee het aan Jesus, en daardeur het Jesus hulle gevul met die Heilige Gees en hulle het wonderwerke gedoen. En dit is wat Jesus van my en van jou vandag, doodgewone mense, wat net geken was deur hulle verhouding met Jesus, deur die journey wat hulle gestap saam met Jesus. En dit is my gebed vir ons hierdie week, dat ons sal besef dat ja, ons is doodgewone mense, maar ons metgeselle van 'n buitengewone groot God alleen, Jesus Christus. En dis my gebed, dat julle sal gesien word as 'n metgesel van Jesus, dat julle sal gesien word as doodgewone mense, wat gevul is met die Heilige Gees. En deur dit gaan God jou gebruik om mense te seën, en God gaan mense jou pad langs stuur, sodat jy hulle sal seën, nie uit jou eie nie, maar deur Jesus Christus, die naam bo alle name. En dit is my gebed vir jou. Ek bid God se seën oor jou lewe hierdie week. Mag jy die seën van die Here ontvang vandag, oor jou besigheid, oor jou huwelik, oor jou kinders, oor jou toekoms. Ek spreek dit vandag in Jesus naam. Amen. As die Here se wil is, praat ons weer volgende week, en asseblief stuur die boodskap aan, dat mense besef dat daar is geen ander naam behalwe die naam van Jesus. En Jesus het jou so buitengewoon lief. Ontvang dit vandag in Jesus naam. Amen.